Hartlik goeiedag, baie welkom. Ek sit hier met Anthony Moses, 'n legende in die politiek. Hy kom al 'n lang paadjie aan in die DEA. Anthony, vertel vir ons 'n bietjie van jouself en jou paadjie na die DEA. Ja, soos ek het begin met die DEA in baie lang tydjie terug en ek dink tussen 1997 het ek begin met particular kursusse en natuurlik sekere ontwikkelingsprojekte wat natuurlik is deel van jou brandstof wat daar uit is. En so het ek begin in die DEA en begin leer oor 'n tydperk hoe doen 'n mens eintlik gemeenskapsontwikkeling. Anthony, jy het ook 'n moeilike opbrengs gehad. Vertel ons 'n bietjie van die moeilike tye wat jy deurgemaak het. Ek kan wel sê dat ek het opgegroei as 'n seun wat homself deur die skool moet gesit het. En in terselfdertyd, ek dink toe ek matriek klaar maak en toe begin ek as 'n sweeper in die pakhuis in. En van daarvan af het ek myself opgewerk tot op die grootste bestuursvlak. En so het ek gesien die passie om as ek my lewe kan verander, hoeveel mense is dan daar buite wat dieselfde pad stap wat baat dat ek kan bak. Ja, jy was ook een van die mense wat beshoes verkoop het. Ja, Amla drinks, vertel ons 'n bietjie daarvan. ek destyds het verkoop 'n koeldrank oor naweek. Ry ons maar uit die Kaap hier deur Atlantis toe, ons sit ons maar hier tussen die kussies met ons halwe brood en so het ons lekker katkop geëet, maar ons kon brood op die tafel sit aan die einde van die dag. Absoluut wonderlik, en vandag is jy baie betrokke by opleiding. Jy het vir my ook saamgevat op 'n verswinkel waar ons 'n opleidingsprogram geskryf het. Vertel ons 'n bietjie meer. Wel, kyk, hierdie program het ons met die CETAs gedoen en wat het natuurlik die local government CETA sector education and training wat ons gekyk het na amptenare binne die administrasie, selfs raadslede, wat behoort 'n raad te doen, en ons het hierdie kursusse begin skryf sodat wanneer mense nie weer in die formele kwalifikasies kan hê, dat hulle wel daardie uitweg kan van om die occupational qualifications hulle self te bevorder. Daarom wonderlik as 'n mens kyk waar jy vanaf kom en die bydrae wat jy maak en jy sien die program Financial Managers. Ons het 'n bydrae gelewer. Ons was die subject matter experts in 'n geakkrediteerde program. Wonderlik. Ja, ek dink dat praat van die selfspreekendheid in die feit dat jy nie net in die munisipale omgewing werk nie, maar jy moet ook probeer verstaan hoe die stelsels werk, en wanneer jy dit verstaan, kan jy dan 'n contribution maak tot die plaaslike regering in ons gemeenskap. Jy doen ook op Impact waar jy advies gee, raad gee, ons twee saam. Ja, ek dink die Impact is vir ons baie groot uitdaging, maar ek dink dis ook die beste plek waar 'n mens kan werk en jou agtergrondkennis van 'n besigheidswêreld en op verskillende vlakke wat jy kan bring na Impact. Jy's 'n wijkraadslid. Wat is besig om te gebeur daar in die wijk? Kyk wat tans gebeur in die wijk. Ons is besig met 'n projek wat ons verlede week begin het met non-motorized transport, waar ons sypaadjies en die gedeeltes van die oppervlakte opgradeer sodat mense op 'n veilige oppervlak kan loop of kan hardloop of kan cycle. So ons is op besig met hierdie projek wat ons begin het. Jy het 'n passie vir social development. Daar's altyd social development programme in jou kantoor. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Wel, ek glo mense kan nie net die harde sake van die gemeenskap net hanteer nie, maar ons moet ook kyk na hoe bevorder ons hierdie sagte gedeelte waar ons deel met ons gemeenskap se emosies en watter programme is daar wat ons kan aanbied, soos byvoorbeeld Women for Change, Substance Abuse Programs, Women and Gender, Youth and Seniors, en al die tipe programme wat ons van gebruik maak om mense se lewens te verander. Mense wat vir jou ken, wat daar buite vir jou ken, wat sal jou aanmoediging, jou motivering vir hulle? Wel, ek sal vir julle kan sê dat ek was met matriek en ek begin as 'n sweeper in 'n pakhuis en ek moet vloere gevier het. Maar wat ek vir julle wel kan sê, met hierdie besigheid het ek myself opgewerk tot op 'n baie beter vlak wat ek self 'n pakhuisbestuurder aan die einde van die dag geword het en ook gesien het hoe kan ek ander mense se lewens verander. En ek dink ek het ook 'n skoolgeskap gekry van die University of Stellenbosch waar ek my opvoeding verder bevorder het. Ja, tyd om tyd gaan jy Switserland te oorsee. Ja, ek gaan na die Universiteit van Uppsala toe waar ek deelneem aan hierdie kongresse en waar ons kyk hoe in 'n globale vlak hoe ons die wêreld bietjie kan verander en elkeen bring sy passie om verandering te bring in internasionale vlak. Ouma en oupa het gesê skollies. Ek wil nog nie daai woord gebruik nie, maar hoe voel jy iemand wat hard werk, hard probeer, hard daaraan werk om van homself 'n beter persoon te maak, dat hierdie skollie elemente in die politieke terrein intree? Wel, ek kan wel sê ek het nou die dag net vir een van die maatjies daar in my area gesê, wanneer ek sê
mense sien jou in 'n verskillende beeld, maar jy is nog 'n tannie se kind. En ons moet kyk hoe kan ons vir jou help van die grondvlak af om jou lewe te verbeter. Ja, die oppositie is baie lelik deesdae. Politiek raak 'n bietjie rof hier in die Kaapse vlakte. Jou opinie van die politiek wat bedryf raak? Ek dink as 'n mens baie interne daarna kyk, dan sal jy basies sien dit is dis 'n sosiale verhoudingsprobleme wat hierdie goed basically aandryf en mense soek 'n uitlaatklep. 'n Jong Anthony Moses daar buite. Ek sal sê moenie ophou om op te gee nie. As jy verloor het, probeer jy maar net weer en soos dryf jy dit verder tot jy slag. Baie dankie Moses, kan van krag tot krag. Baie dankie Joseph, so Moses en Joseph is saam. Dit klink soos 'n legal film.